Goeiemôre. Dit is so 'n voorreg om u te kan groet op die wonderlike dag. Mag die Here in hierdie ryklik seën, mag sy genade oor u wees en mag God u vooruitgaan in elke opsig in. U sal sien vanmôre ons bedien van nie in die plek waar ons is nie, gewoonlik ons openlig uitreike, maar ons bedien vanmôre hier by die van my huis af as gevolg van die wind en die weer wat so bietjie onstuimig is en waar ons vanmôre werklik waar die Here gaan vertrou dat alles reg is en wonderlik is. Ek wil net so graag ietsie noem vanmôre. En dit is dat mense vat dikwels vir my oor die klank en daar sal soms tye wees die klank opbreek, waar die klank nie lekker is nie as gevolg van die feit van die plekke waar ons ingaan is daar baie keer nie sy nie, of daar sal, as die wind baie erg waai, dan sal dit 'n effek hê op die sein, omrede alles toerusting van so 'n aard is dat ons nie krag het nie. Ons bedien in plekke soos waar daar geen krag is nie, en mense verstaan dit nie altyd nie, en dikwels is die vraag maar hoekom en waarom? Wat is die rede? Dit is wat die rede is. En dit is altyd maklik om te sê maar hierdie of daardie, maar die groot ding is, ons is nie binne in 'n kerk opset nie. En dit is wat dit heeltemal anders te maak. Ons bedien buite in die lig in die openlig, en omdat ons in die openlig bedien, maak dit dikwels baie anderste. Maar mag die Here vanmôre ryklik God se genade oor u wees, mag sy beskerming u omvou, en ek vertrou die Here vanmôre dat hierdie woord werklik waar vir u werklik iets gaan beteken, en dat dit tot groot insig vir u sal wees, en elkeen wat ook so later na die woord gaan luister. Dit is warm hier binne waar ek staan, buitekant is dit regtig waar baie onplesierig, nie best nie, maar loof die naam van die Here. Ons is dankbaar en ons weet dat God is met ons. Loof die naam van die Here. Nou ek wil vanmôre met julle praat oor wanneer ek gebroken is. Wanneer ek gebroken is, na wie toe neem ek my toevlug? En dit is dikwels hier waar ons verkeerde besluite neem as gevolg van die feit van dat ek net voel dinge is nie wat dit moet wees nie. Daar is soveel dinge wat gebeur in 'n mens se lewe en ons kan deesdae nie tred hou met alles soos wat dinge gebeur nie. En dikwels het ons hierdie situasie van as dit nie so was nie, dan sou dinge anders gewees het. Maar tog kry ons omstandighede, situasies wat vir ons moeilik is, wat vir ons werklik waar so uitdagend is dat ek nie weet, gaan ek dit maak nie. Nou Dawid skryf in Psalm 61, en dit is môre waaroor ek met u wil praat. Dawid skryf in Psalm 61, u is vir my 'n toevlug. En ek wil hê jy moet baie mooi hoor, hy praat daar en hy sê, u is vir my 'n toevlug. 'n toevlugsoord, 'n plek waarna toe ek kan hardloop. Nou wat die omstandighede was en wat daar gebeur het, sal ons nie weet nie. Wat werklik waar plaasgevind het, of Dawid een of ander, kyk, Dawid was nie 'n engeltjie nie. Hy het baie dinge verkeerd gedoen. Het God hom nooit afgeskryf nie. Inteendeel sê die Bybel dat Dawid was 'n man so na God se hart, te midde van al sy tekortkominge, te midde van al sy foute. En dit is so maklik om mense
te veroordeel, om mense te judge, om 'n vinger na mense te wys. Terwyl Dawid self hierdie foute gehaat het, terwyl Dawid self met sekere goed gesukkel het, terwyl Dawid self daardie besluite geneem het wat hy nie moes neem nie, het hy nogtans gesê, die Here is vir my 'n toevlug. Nou Dawid skryf hierdie lied, en dan kom hy en hy sê, hoor my hulpgeroep, o God. Ek lees in vers 1, hoor my hulpgeroep, hoor tog my hulpgeroep, o God. Dit is so asof Dawid sê, Here, dit voel vir my, U is so ver van my af. Dit is so amper asof hy sê, Here, ek voel daar is 'n skeiding tussen my en tussen U. En daai skeiding maak dat Dawid op 'n plek kom wat hy uitroep, wat hy sê, hoor my tog. En dit is so asof hy wil sê, Here, daar's tye wat ek voel wat U my nie verhoor het nie. En baie keer voel dit so in ons eie lewe, dat dit vir ons voel, Here, waar is U? As U maar net hierso was, as U net naby my was, as ek maar net met U kom praat, ek bid en ek roep, maar dit is asof niks gebeur nie. En dan kom Dawid op 'n punt en hy sê, hoor tog. Dis amper asof dit 'n smeking in sy hart is, 'n smeking om te sê, hoor my net tog, Here. Hoeveel keer in die eie lewe het jy nie op 'n plek gekom wat jy sê, hoor my tog net, Here, gee my tog net uitkoms in hierdie situasie, in hierdie omstandighede, help my tog net binne in hierdie omstandighede. Hy sê, tog ag op my gebed. Dis 'n pleidooi wat Dawid mee kom. En ek wil vir sê, veral in die tyd en die uur wat ons vandag in leef, is dit op 'n plek waar ons kom, waar ons sê, Here, slaan tog net ag op my gebed. Dis 'n pleidooi. Dawid roep vanuit 'n plek uit. 'n plek van diepe berou, wat hy uit sy hart uit na God toe roep, en wat hy smeek, dat die Here hom tog net sal hoor. Nou ek wil vanmôre vir u sê, geliefde kyker, daar's tye in ons lewe, tye wat ons roep uit 'n plek uit, van berou, wat ons net vra, slaan tog ag op my gebed, Here. En hoor wat sê hy dan, hy sê, ver uit die vreemde uit, in wanhoop, roep ek na U. Dit is so asof Dawid sê, ek het iewers afgedwaal, ek het 'n verkeerde rigting ingeslaan. Hoeveel keer in my lewe gebeur dit net nie, dat ons voel, ons slaan 'n verkeerde rigting uit, voel hierdie plek vir ons heeltemal vreemd. Dit voel vir ons asof ons heeltemal alleen is. Dawid skryf dit tog, hy sê ver uit die vreemde, so dit wil sê dat hy nie op 'n plek is waar hy moet wees nie. Hy sê hierdie plek is vir my heeltemal vreemd. Hy sê en hy kom tot die besef dat hy dit eintlik sê, hy sê uit hierdie vreemde plek, dink in die ou vertaling en 'n ander Bybel sê, hy sê, ek roep uit 'n plek van die vertes, van die aarde af. Met ander woorde, wat hy sê is, my God, ek wil U nie kom beperk in U grootheid nie, want eintlik wil ons God baie keer beperk in sy grootheid. Wanneer ons roep, wil ons dit hê op ons manier, op ons wyse, hoe ek dit gedoen wil hê. Dit is die regte manier. Daar was hy van die eindes van die aarde af, roep ek. Daai hulp geroep. Hy sê, ek roep na U. Hoeveel keer het jy nie op 'n plek bevind wat jy roep en wat jy voel, Here, dit is so
asof dit net ek alleen is. Dit is so asof God nie my gebed verhoor nie. Dit is so asof ek op 'n plek is waar mense om my is en waar mense saam my is. En baie keer is dit die plek waar ons uitreik, wat ons mense vra, wat dink jy hier, wat dink jy daar, hoe voel jy oor dit, hoe voel jy oor die, hoe voel jy oor daai. Maar Dawid het niemand by hom gehad nie. Daar was niemand by Dawid gewees nie. En in die situasie waarom hy hom bevind, besef hy dat mense gaan my nie kan help nie. Hoeveel keer kom ons in ons lewe in 'n situasie wat ons bevind, wat ons weet, dis net God wat my hier kan help. Dis net God wat my die oorwinning hier kan gee. Dis net God wat my die deurbraak hier kan gee. Dis net God wat my werklik waar hier kan uitlig en help en my op oorwinningsgrond sit. Hoeveel keer bevind ons nie ons in daardie situasie, maar ons neem ons toevlug na mense toe. Weet jy wat die Bybel sê daar, vervloek is hy wat op die arm van vlees vertrou. Ons vertrou mense so maklik, maar wantrou God so in situasies. En dit is waar Dawid kom. Dawid is op hierdie plek waar hy besef, my toevlugsoord is my God. Hy is my anker, hy is my rots, hy is die een na wie toe ek kan gaan. Hy sê, bring my op 'n rots. Dit is my so wonderlik dat Dawid, dit wat hy in die veld, daar waar hy moes hardloop en moes wegkruip vir die wilde diere en al hierdie goed, dat Dawid dit gebruik. Hy sê, bring my op 'n rots. Want wat sê die woord rots? Die woord rots sê, Dawid sê, ek het onstandvastigheid in my. Help my Here, hier's onstandvastigheid. Maar wat sê? Hy sê, ek wil op 'n plek kom, dat daar weer standvastigheid in my in kan wees. Bring my op 'n rots, want dit is die plek waar hy gaan skuil het, waar hy was, waar hy geweet het, hy veilig is, wat dit vir hom 'n heenkome was, 'n toevlugsoord. Hy sê, bring my op 'n rots, waar ek veilig kan wees. Wil ek môre sê, geliefde kyker, dat God se woord is vanmôre 'n rots vir jou. Sy woord vanmôre is jou anker. Sy woord vanmôre bring standvastigheid in jou lewe, en wanneer jy gebroken is, wanneer jy stikkend is, wanneer jy nie weet waarheen om jou toevlugsoord te neem nie, wil ek vanmôre vir jou kom hoop gee. Neem jou toevlugsoord na God se woord toe, want dit sal vir jou daai fondasie, daai standvastigheid gee. Hy sal jou nie begewe of jou verlaat nie. Halleluja. Here, vanmôre profeteer ek waar manne en vroue in situasies sit, waar hulle in omstandighede sit, Here, dat hulle vanmôre hulle toevlugsoord na ons God toe sal neem, dat hulle na U toe sal hardloop, Here, dat hulle die woord in hulle lewe sal vat, en dat die woord weer 'n rots in hulle lewe in sal wees. Halleluja. Prys die naam van die Here. Glory to the Almighty God. Jy sien, ek het 'n keuse. Ek het 'n keuse. Dawid sê, ek het my keuse gemaak. Ek is moeg vir hierdie onstandvastigheid. Hy kom op 'n plek waar hy besef om te hardloop na die rots toe. Dit is waar hy skuiling gevind het. Dit is hoekom hy sê, bring my op 'n rots waar ek veilig sal wees. God se woord vanmôre is 'n rots in jou fondasie, in jou lewe. Sy woord sal jou nooit, maar nooit los nie. Sy woord sal jou nooit
teleurstel nie. Dan sê jy vanmôre, prediker, weet jy hoeveel foute het ek? Weet jy hoeveel tekortkominge het ek? Weet jy wat ek gedoen het? Kyk wat het Dawid gedoen. Dawid vat vir Uria en hy sit hom in die voorste linies van die weermag om by Batseba uit te kom. En dit is net so goed dat Dawid self het Uria vermoor, want uiteindelik was hy dood beplan. Nog steeds kom Dawid op 'n plek wanneer toe hy kan hardloop en waar hy kan sê, sit my op 'n rots. Sit my op 'n rots. U is my toevlug. Hoor wat hy sê, mense nie. U is my toevlug. Dawid het hierdie foute gemaak. Dalk het hy ook al en hy sê, nee, wat mense het vir jou gesê, dis verby man. Dit kan nie meer wees nie. Dalk het mense ook gedink, net soos met Dawid, dit is verby, dis klaar, alles met hom. Maar Dawid kom op 'n plek en hy sê, ek soek daai standvastigheid in my lewe. Ek wil vanmôre vir jou vra, geliefde kind van die Here, jy weet vanmôre inskakel, dalk ken jy God nie, dalk luister jy later na hierdie boodskap, dalk stuur jy hom vir iemand wat vanmôre in wanhoop sit, wat in as vanmôre sit, maar dank God vanmôre, dat ons die goeie nuus kan bring, en die goeie nuus is, dat kan leer by vorige mense, soos 'n koning Dawid, halleluja, prys die naam van die Here. Hy het geweet waar toe om te hardloop. Hy het geweet wie is sy toevlugsoord. Hy het geweet wie sal hom nie begewe of verlaat nie. Maar hy kom, onthou wat ek gesê het, hy kom uit 'n plek waar hy met diepe berou uit sy hart uit na God roep. Jy sien, dit is jou hart vanmôre wat God roer. Dis jou hart vanmôre wanneer jou hart op die regte plek kom, wanneer die woord van God in jou hart ingeplant is, dan word jy 'n wandelaar van die woord. En Dawid het geweet, dis sy enigste bron van hulp. Wie is jou bron van hulp vanmôre? Ek wil vir jy sê, ons kom soveel teleurstellings in die lewe, daar word verwagtinge geskep deur mense net om teleurgestel te word. Is dit nie hartseer nie? Net om hulle rug te draai, wanneer ons stikkend is. Dawid was stikkend gewees. Hy was stikkend, hy het nie meer geweet waarheen nie. Stikkend, waar was hy stikkend? In sy hart. In sy hart in. En hy het onttrek van almal, want hy het besef, daar's net een wat hom kan help. Daar's net een wat by hom kan wees. Daar's net een wat hom sal ondersteun. Daar is net een wat hom sal bystaan. Jy sien, slaan so minag baie keer op hierdie boodskappe waarna ons luister, en ons lewe gaan maar net aan, so 'n formaat van 'n siklus, elke dag in 'n sirkel in. Maar wat Dawid eintlik hier kom, hy kom op 'n plek in sy lewe waar hy sê, ek is moeg vir hierdie sirkel waarin my lewe beweeg. Ek is moeg vir hierdie omstandighede. Ek is moeg vir hierdie verkeerde besluite wat hy geneem het. En dan kom hy op 'n plek waar hy uitroep deur die genade van God. En hy sê, o Here, hoor tog my gebed. Halleluja! Hoeveel keer hardloop ons nie na mense toe nie, wat ons vir hulle sê, bid vir my, en daar's niks daarmee verkeerd nie. Maar kom op 'n plek in jou lewe waar jy kan uitroep na God en jy sê, Here, hoor my gebed. Hoor my smeekinge. Hoor uit die diepte van my hart van berou, waar ek na U toe roep oor my God. My hart is stikkend, my lewe val uit mekaar uit. Ek kan nie meer nie. Ek staan in diepe berou teenoor U, my God, want in die eerste plek is dit God wat jy teleurstel, nie mense nie. Dis God wat jy teleurstel, en Dawid het tot daardie besef gekom. Halleluja, prys die naam van die Here. Reba sababaha, benderobo shakesoro. O, die salwing van God, wat vanmôre die jukke in mense se lewens vernietig. Mense het vir jou gesê, daar's nie meer hoop nie, maar dank God vanmôre, ons
ken 'n God van hoop. Solank ek asemhaal, is daar altyd hoop, want my hoop is nie op mense nie, maar my hoop is op die lewende, ware God, die een wat my nie sal begewe of verlaat nie, die een wat nie sy rug op my sal draai nie, die een wat nie my sal wegstoot nie, maar hy wat my hulp geroep hoor, wanneer ek stikkend is, wanneer ek nie meer weet waarheen nie. Hy sê, waar ek veilig kan wees, waar is jy veilig? By mense is jy onveilig. En Dawid het dit geweet. Dawid het dit geweet. Hy sê, maar sit my op die rots. Ek soek die standvastigheid van God in my lewe. Halleluja. Glory to God. Hy sê, sterk vesting. Wat is 'n vesting? Dis 'n skuilplek. Dis 'n skuilplek, hoor vanmôre, geliefde. Daar's 'n plek waar jy toe kan hardloop. 'n plek, God se woord, waar jy toe kan hardloop. Jou uitroep van jou gebed vanmôre, waar jy na God toe kan hardloop en weet, ek sal vrede in my hart vind. Ek sal vrede, halleluja, prys die naam van die Here. Ek sal daar veilig voel, want jy sien, dis daar waar jy jou, waar jy sê, 'n sterk vesting, dis daar waar God jou vat, wat hy jou herstel, dat hy jou kan heel maak, dat hy jou kan genees. Hy is immers die pottebakker. Ons is die klei. Dank God, hy vat nie die klei en gooi dit weg nie, maar inteendeel, hy vat dit en hy vorm ons. En daai vormingsproses is nie altyd so lekker nie. Ons gaan dit voel daai pyn. Ek kan dit nie meer hanteer, ek kan dit nie verduur nie. Maar eerder in God se hande as in die hande van 'n mens. Halleluja. Eerder in die hande van 'n God wat my liefhet as in die hande van 'n mens, waar hy my kan vorm weer, waar hy my hart kan heel maak, waar hy my voetstappe kan rig, waar hy vir my kan hoop gee. As in die hande van 'n mens wat my gaan teleurstel, wat sy rug op my gaan draai, wat na my tekortkominge gaan kyk, wat my gaan veroordeel, maar dank God vanmôre, hy's nie die God van veroordeling nie, maar hy's vanmôre die God van hoop. Halleluja, hy's die naam van die Here. Ons is so maklik, so geneig om so maklik toe gooi in hierdie lewe, ons rug te draai, maar ek wil vanmôre vir jy sê, dis 'n man en 'n vrou met ruggraat, wat na God toe kan hardloop, en sê, eers my vesting, my skuilplek, by wie ek kan skuil vanmôre, rekosak, sorro, ek breek vanmôre elke negatiewe woord wat mense oor jou lewe gespreek het, in die naam van die Here. Ek kom in die gesagsautoriteit van God vanmôre. Ek verklaar 'n geopende hemel oor jou, die salwing vanmôre en die heilige teenwoordigheid van God, wat dit vanmôre vernietig, dat woorde van mense jou nie sal aftrek nie, maar dat dit jou sal opbou. Hoor wat sê, buite bereik van my vyand. O, prys God, halleluja, rikasababashabayete, wat is die vyand vanmôre? Kan ek jy gou vanmôre help? Baie mense se lewens is ander mense die vyand, maar weet jy wat besef mense nooit? En uit die oog wat Dawid dit skryf, as hy praat van die vyand, dan kan dit nie weer, dan is dit nie dalk so seer mense wat hom aangeval het nie, maar dit kan een of ander verkeerde besluit gewees het, wat hy geneem het, en dit het vyandskap veroorsaak. In baie mense se lewe is die vyand, en hulle besef dit nie, hulle laat dit toe in hulle lewe, is hulle vyand, nie net hy verkeerde besluite nie, nie mense nie, maar is die vyand. Dit kan wees alkohol, dit kan wees drugs, dit kan wees al hierdie goed deesdae in die
wêreld, hierdie wêreldse goed, dit kan vyandskap veroorsaak tussen jou en God. Maar wanneer jy na God toe hardloop met 'n hart van berou en alles wat binne in jou is, hoor vanmôre geliefde, hoor wat sê hy daarso, hy sê buite bereik van my vyand. Ek wil vanmôre vir jou sê, raak ontslae van hierdie goed wat jou vashou, wat jou terughou. Dit is vyandskap in jou lewe in. Sit dit agterweë. Strek jou hande voor jou uit, soos wat Paulus sê, ek strek my voor my uit. Jy kan niks saam met jou vat wat agter is nie, want jou hande is voor jou. So laat mense maar sê wat hulle wil, wat hulle dink, wat hulle wil, wat hulle doen, wat hulle wil, wat hulle maak, wat hulle wil. Maar strek jy jou vanmôre uit na die lewende ware God toe. Gryp hom vas met albei hande in jou lewe vanmôre en kom op 'n plek in jou lewe waar jy sê, Here, ek sit in gebrokenheid, maar ek kom vanmôre en ek roep uit 'n hart van berou na die ware God, die een wat my nie sal begewe of verlaat nie. Halleluja, prys die naam van die Here, buite bereik van my vyande, in daai vesting God se woord, in daai veilige plek, in daai veilige hawe. Ons almal soek 'n veilige hawe, maar ons gaan soek dit baie keer op verkeerde plekke. Baie keer stap ons na die vyand toe en ons dink dis 'n veilige hawe, terwyl hulle jou dood beplan. Maar Dawid kom tot die besef, en hy besef net een ding, en dit is, ek hardloop na God toe. Wil jy maar vanmôre op 'n plek in jou lewe kom waar jy opstaan en waar jy sê, ek neem vanmôre my besluit, ek maak vanmôre my besluit, ek staan vanmôre op in die naam van die Here, ek kom vanmôre in die oortuiging van dit, met die wete dat ek weet vanmôre, hy sal nie sy rug op my draai nie, dat ek op 'n plek kan kom en dat ek 'n diepe berou kan roep en sê, Here, hier is ek, my God. Luister tog na my. Luister tog na my gebed, o Here. Hoor vanmôre my roep na U, o my God, dat ek buite bereik van my vyande kan kom. Wanneer jy in God se woord wandel, dan maak sy woord jou toe, dan kan hulle maar sê wat hulle wil. Hulle kan doen wat hulle wil. Ek weet, ek staan in die woord. Dawid sê, al val 1000 aan my linker en 10.000 aan my regter. Hy sê, dan kyk ek na dit en dan maak Dawid 'n proklamasie wat hy uitvaardig en hy sê, maar na hierdie huis toe sal dit nie kom nie. Jy sien, ons kyk baie keer na die omstandighede om ons. En die oomblik wanneer ek dan hierdie omstandighede kyk, dan tree ongeloof in. Baie keer is mense wat om my staan, en dit is hulle wat my ongelowig maak. Dit is hulle wat maak dat ek twyfel in die grootheid en die almag van die Here. Dit is hulle wat maak dat ek dink ek gaan dit nie maak nie, want ek hoor wat 'n mens sê. Maar Dawid kom na God toe en hy sê, ek het iemand nodig wat my kan help, die een wat my geformeer het in die moederskoot. Halleluja. Prys die naam van die Here, van die lewende God. Wanneer ek stikkend is, waarna toe hardloop ek? Wie is my toevlugsoord? Dawid sê, my toevlugsoord is 'n veilige hawe waar ek myself in God kan bevind. Prys die naam van die Here. Hy sê, laat my by U 'n blywende tuiste vind. O, halleluja. Prys die naam van die Here. Hy sê, laat ek by U, o my God, 'n permanente, nie 'n tydelike nie. Halleluja. Ek wil vanmôre hê jy moet moed skep in die Here, o kyker. Ek wil hê jy moet vanmôre in die oorwinning van God staan. Prys die naam van die Here. Hy sê, laat my 'n blywende, 'n permanente, nie 'n tydelike nie, maar
'n permanente tuiste by U vind, want dit is waar my anker is, dit is waar my rots is, die woord van God, dat ek by U 'n plek vind van aanvaarding, Here, dat ek kom op 'n plek in my lewe, Here, en dit is om by U te wees, my God, by U, Here, om daar te wees, 'n blywende tuiste, halleluja, dank God vanmorgen, ek wil hê, jy moet vanmorgen hoor, ek kritiseer nie die kerk nie, ek breek die kerk nie af nie, ek is lief vir die kerk, kry vir jou 'n gemeente waar jy kan gaan inskakel, maar in Godsnaam kry vir jou 'n gemeente waar God is, waar God waaragtig is, waar dit nie gaan oor 'n show nie, maar waar God waaragtig teenwoordig is, 'n blywende tuiste, want jy sien, dit is wat die woord van die Here sê, God bly nie in tempels wat met hande gemaak is nie, maar dit wat hy self gemaak het, ons bou kerke met ons hande. As jy nou môre 'n padskapper vat die stoor hy kerk om, dit kan maar net skade wees. Maar wanneer jy sonder die Here sterwe, is jy verlore vir ewig en vir altyd. En die vyand sal enigiets doen. En dit is waarom Dawid besef het, jy speel nie met die vyand nie. Hardloop na die Here toe. Hy is my skuilplek. 'n tuiste waar ek veilig kan wees. 'n tuiste waar ek veilig kan voel. 'n tuiste waar ek kan weet, my God is met my. Halleluja. My God sal my nie begewe of verlaat nie. En 'n tuiste beteken 'n plek, 'n veilige plek. Prys God, waar vind ek hierdie veilige plek vanmôre? In sy woord. In sy woord, in sy woord. Hoe meer ek my met die woord vul, hoe standvastiger word ek. Daarom dat ek kan sê, soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee op die regte tyd. Nie op enige tyd nie, op die regte tyd. 'n boom wat geplant is, by watter waterstrome? By God se woord, want hoe meer ek met God se woord gevul word, hoe meer standvastig sal ek wees, en niks sal my roer, want ek weet, ek het 'n veilige hawe, 'n veilige vesting, 'n blywende, 'n permanente plek, wat ek weet, niemand kan dit van my wegvat nie. Jy sien, ek sê altyd, hulle kan alles vat, maar dit wat in my hart is, kan hulle nie vat nie. Jy kan my doodmaak, jy kan dit nie vat nie. Halleluja, prys die naam van die Here. Ek eer God in hierdie môre, loof die Here. Hy sê, U, o God, hoor my geloftes. Waarom sê Dawid, U, o my God, hoor my beloftes? Dis wat hy eintlik sê. Maar daar was 'n tyd gewees, toe Dawid beloftes gemaak het aan Here. Onthou jy daai tyd? Onthou jy toe hy daai beloftes gemaak het? Onthou jy toe hy gesê het, Here, ek gaan dit vir u doen, ek gaan dat, Here, ek gaan so. Dawid kom op 'n plek en hy sê, hoor wat sê hy daar? Ek wil dit herhaal. U, o God, hoor my geloftes. Hy gaan terug na die verlede toe, aan die beloftes wat hy teenoor God gemaak het, in 'n tyd in, toe hy naby aan God was, in 'n tyd in, waar hy gestaan het in sy verhouding met God, en hy het sekere beloftes voor God gemaak. Hy staan die beloftes in die lewe, wat hy gemaak het, teenoor die Here, maar iewers het hierdie goed skibreek gelei, iewers het hy dit vergeet, wat hy vir die Here gesê het, iewers het hy die rug daarop gedraai, en hy het gedink, ag, dit is maar alright, dit is maar fine, net so lang, ons gaan maar net vorentoe. Onthou jy die beloftes, wat hy teenoor God gemaak het? Dawid kom en hy sê dit, vanuit 'n plek uit, U, o God, hoor my geloftes. Hy sê, Here, onthou die beloftes wat ek gemaak het, maar wat U ook aan my gemaak het.
wat U vir my gegee het. Maar wie bring die beloftes in vervulling? U sien, God het klaar die belofte gegee, maar U en ek moet dit in vervulling bring. En Dawid praat daaroor. Hy sê, U vervul die wens. Wie se wens? Die wens van hom, die Here God, vervul die wens. En dan op 'n plek en hy sê, van wie? Van hulle. Hy praat nie van mens as persoon, van hulle wat U naam eer. Mense weet nie meer hoe om God se naam werklik te eer nie. Mense verstaan nie, deur God se naam te eer, gee daar vir ons eintlik vooraf die beskrywing wat om te doen en wat om te maak. Dan kom hy op 'n plek waar hy sê, vir hulle, en dan praat hy omvattend, en hy praat van my en van jou, en hy praat van elkeen, hy sê van hulle wat U naam eer. Loof die Here. Ek sluit af, hy sê, laat die koning lank lewe. Laat my lewensjare oor geslagte trek. Hoor wat Dawid, hy kom met diepe berou en hy roep uit sy hart uit. Nadat hy dit gedoen het en hy kom op 'n plek waar hy kan ervaar en beleef, dan kom Dawid en hoor wat sê, en dan sê hy die volgende, hy sê, laat die koning lank lewe. Hy praat nie self, dis nie iemand anders wat hy praat nie. Hy spreek oor sy eie lewe, laat die koning lank lewe. Laat sy lewensjare oor geslagte strek, en dan begin hy praat van die toekoms, wat nog moet kom. Kan nie en ek vanmôre op 'n plek kom in ons lewe, dat ons sê, o Here, mag ons lewe nog lang wees, mag die lewe van ons voorspoedig wees, mag die lewe van ons oorwinning inhou, mag die lewe van ons deurbraak inhou, mag die lewe van ons goedgunstig wees in die oë van die Here, en oor die geslagte van hulle, van my nageslag wat nog kom, Here, dat ek nou al begin profeteer, dat ek nou al in die gees begin om 'n proklamasie uit te vaardig, wat vasgemaak word in die gees, as 'n belofte wat ek aan God maak, deur te sê, Here, oor my nageslag, hulle wat kom, Here, in my nageslag, mag die goedheid van God, mag die guns van die Here, mag die lewensjare van my nageslagte, mag dit goed wees, mag dit geseënd wees, mag dit wonderlik wees, mag God in hulle lewe in wees. Weet jy wat? Dit is wat God wil hê ons moet doen, geliefdes. Ons is so vasgevang binne in hierdie tipe tradisie waarin ons kom in hierdie sirkel van ons lewe, dat ons nie besef nie, maar Dawid kom en hy trek die tentpenne uit en hy maak dit groter en hy begin al reeds te praat oor sy nageslagte wat kom. Wat doen ons? Ek wonder wat hou die land in van my nageslag. Ek wonder die, ek wonder dit, ek wonder daai. Kom ons begin lewe, spreek, proklameer, profeteer in die naam van die Here. Ek gaan sê altyd, ek gaan nêrens heen nie. Ek is hier, God het my hier gesit, ek is geplant soos 'n boom, ek is geplant in die woord van God. Niks sal my beweeg nie. Wat beweeg jou vanmôre? Mense se woorde. Wat beweeg jou vanmôre? Maar wat doen Dawid? Dawid kom op 'n plek en dan ervaar hy en hy beleef God. Hoor vanmôre, God kan jou in sekondes genees. Hy kan jou in sekondes in 'n ooggewing kan God daai stikkende hart van jou heel maak. As jy vanmôre net na hom toe kan hardloop. Nie na mens toe, na hom toe, na die Here toe. Waar, prediker, waarvan praat jy? Ek praat vanuit ondervinding. Hardloop na hom toe. Hy maak jou heel. En dan kan jy begin om lewe te spreek. Om lewe te verklaar. Halleluja. Prys die naam van die Here.
loof die Here, ervaar die teenwoordigheid van God. Halleluja. Rekosobo shababaha. Prys die naam van die Here. Ek weet ons sit in 'n gebroke wêreld, maar ek dank vanmôre dat die hemel is 'n toevlugsoord. God se woord is 'n toevlugsoord vanmôre vir my. Ek sit nie vanmôre soos 'n weeskind. Ek is nie vanmôre iemand wat sonder hoop is nie. My hoop is vanmôre nie in die wêreld nie. My hoop is vanmôre in God gesetel, geanker, die een wat was en die een wat sal wees in alle ewigheid. En halleluja, loof die Here. Hy sê mag hy sy lewe lank regeer voor God. Neem vanmôre beheer van jou lewe, geliefde. Dan sê jy vanmôre, prediker, ek het hom iewers verloor. Dit is juist vanmôre die tyd om op te staan en te sê, Here, neem beheer. Neem beheer. Vat beheer en mag ek lank lewe en regeer vir God. Wil jy moet môre verstaan, jy is 'n koningskind, jy is nie 'n niks werd nie. Omdat jou pa en jou ma genoem nie. Geen om wat jy genoem het nie. Geen om wat hulle van jou gesê het. Die mense baie goed oor my gesê, he will never make it, hy sal dit nooit maak, hy al die goed. Maar weet jy wat, deur God se genade het ek almal verkeerd bewys. Hoor vanmôre, waar maak jy die verskil vanmôre? Waar maak jy die verskil vanmôre? Dit gaan 'n gemaak 'n verskil in mense se lewens. Dawid kom en hy sluit af, hy sê, mag u liefde en u trou. Is dit nie mooi nie? Mag u liefde en u trou, Here. Nie myne nie, want ek val God dikwels, maar mag u liefde en u trou hom bewaar. God wil jou bewaar. God wil jou vashou. Hy sê, dan sal ek die naam altyd besing. Halleluja. Prys God vanmôre. Dan sal ek die naam, o Here, altyd deur groot maak. Dan sal ek die naam oplig. Ek wil vanmôre vir jou sê wat baie min mense besef, daar is oorwinning wanneer dit kom, wanneer Dawid dit beskryf, en hy sê, ek sal die naam besing, dan praat hy van lofsange, hy praat van om die Here, om die Here te aanbid, deur middel van, kan ek die woord gebruik, deur middel van praise and worship. Weet jy wat, ek sit baie keer in my bakkie en ek ry, dis 'n situasie, ek sit in bid in taal, ek praat met God, en dan sal ek 'n lied en begin daai lied net met my hart te praat, en ek sal daai lied 3 of 4 of 5 keer oorluister, en sê, Here, dis tot eer van u naam, laat u ingryp, laat u beheer vat, en dan kom ek aan dat God het klaar uitgesorteer. Dis die God wat ek en jy dien. Hy gaan ons vooruit in elke omstandighede. Hy gaan ons vooruit in elke situasie. Hy gaan ons vooruit. Hy sal jou nie los nie. Al wat jy vanmôre moet doen is om my hand te gryp en te sê, hier is ek, en dag na dag my geloftes betaal. Dat is 'n voorwaarde. Ek vergeet dit baie keer. Nee? Voorwaarde, wat is 'n voorwaarde? Dat ek my geloftes sal betaal. Hoe betaal ek dit? Om dit wat ek vir God gesê het, om dit na te kom. Om te doen wat ek gesê het, weet ek self dat baie keer, daar sal soveel mense wat gesê, pastoor, nee, ek gaan saam met jou, waar jy gaan ek. Net om te sien, weet, dis net vir 'n tyd. Dis net vir 'n tyd. En sê hulle, nee, maar is een of ander verskoning altyd. En ek sê een ding, I know my calling. I know what God has called me for. Ek weet waarvoor die Here my geroep het. Ek wonder nie. Ek weet waarvoor God my geroep het, net soos Dawid. Vanmôre, geliefde kyker, waar jy is, waar jy sit vanmôre, wil jy nie vanmôre op 'n plek kom in jou lewe en vir jouself die vraag vra, waar staan ek werklik, Here? Dalk sit jy vanmôre in jou gebrokenheid, in jou seer, in jou onsekerheid.
Maar soos koning Dawid, 'n doodgewone mens soos ek en jy, kan opstaan en soveel foute gemaak het, dat hy op 'n plek kan kom vanmôre en sê, Here, ek kom na U toe. Om op 'n plek te kom en uit jou hart uit diepe berou te kan staan en te sê, Here, hier is ek. Hoor my gebed. Wees die anker in die rots weer my lewe. Hou my vas, o Here. Moet my nie los nie. Hou my vas, want God wil jou vashou. Beskei vanmôre die gisters en die eergisters agterweë. Kom vanmôre op 'n plek in jou lewe, geliefde kyker, waar jy sê, Here, hoor my. Ek is gebroken, ek is stikkend, maar daar is hoop vanmôre vir jou. Jou hoop gaan nie by mense wees nie, maar jou hoop is by God vanmôre. Mag die Here jou seën met 'n mooi week. Mag sy hand en beskerming soos 'n skild om jou wees. Mag sy liefde om jou wees. Mag jy toegedraai word in God se liefde. Mag jy hom ervaar en beleef, dat jy op 'n plek kan kom, en net op 'n plek waar jy kan sê, ek kies om lewe te spreek. Ek kies om lewe te verklaar. Ek kies dit, is 'n keuse wat ons maak. Ek kies dit vanmôre. Vergeet vanmôre wat die en dan gesê het. Vergeet vanmôre elke ding wat negatief was. God staan vanmôre gereed om my en jou te ontmoet. Mag jy gaan in die vrede van die Here. Mag die beskerming van God u omvou. Mag die Here in hierdie week wat kom en elke dag vorentoe, mag hy u vashou en u werklik ervaar hoe God u heel maak en u seer vat en dit genees. Gaan in die vrede van die Here en dankie vir elkeen vanmôre wat hierdie boodskap deel met iemand anders wat dit nodig het en dalk ook in jou eie lewe en gaan in die goedheid en in die guns van die Here. Ek groet u. Totsiens.